Broeder, ons het 2 weke gelede begin op versoek van 'n lidmaat om te gesels oor ontroue Christendom. Wat gebeur met mense wat ontrou is aan hulle Christelike pligte, bedoelende erediens, bywoning, gebed en Bybel lees. En dis 'n verskriklike belangrike onderwerp. Dis een van seker die belangrikste preke wat ek kan preek, want dit help vir ons en stel ons in staat om voor te berei weer, om mense te verstaan, om te verstaan hoekom doen mense dit, om te verstaan wat aangaan in mense se gedagtes om te verstaan hoekom mense doen wat hulle doen, wat is hulle motiewe, wat is hulle drome, wat is hulle realiteite, hoe is hulle as mense, hoe beter ons iemand verstaan, hoe makliker kom ons klaar met mense. Kyk maar net na die een wat langs jou sit. Toe jy haar of hom vir 'n dag geken het, onbekend, nie geweet wat die persoon doen, wat die persoon se motiewe is nie, hoe die persoon ingestel is nie, moeiliker om 'n persoon te verstaan, moeiliker om te verstaan wat is agter die kap van die byl. En vandag heeltemal 'n ander storie. Dieselfde met hierdie onderwerp van ontroue Christene. Want soos ons gaan sien, daar is 'n hele proses wat in hierdie mense se lewens aan die gang is. En as ons dit verstaan en insien, help dit ons soveel om sulke mense te hanteer en jy gaan baie van hulle op jou pad teekom. Ontroue Christendom. Ons het nagedink oor wat gebeur as Christene ontrou word. En ons het besef eerstens dat sulke ontrouheid gaan altyd hand aan hand aan 'n verskoning. Sulke mense voel skuldig. Hoekom voel hulle skuldig? Nie omdat enigiemand wat hulle praat nie. Man en vrou hoef nie eens vir mekaar te praat en te sê ons moet kerk toe gaan nie. Dis die werk van die Heilige Gees, lees die Bybel vir ons, wat gedurig by elke mens op hierdie aarde vir 'n persoon sê, dis reg wat jy doen, dis verkeerd wat jy doen, daar's 'n oordeel wat wag. Daarom, omdat hierdie mense skuldig voel, moet hulle self verweer. Hulle moet beter lyk voor ander mense, want mense wil nooit sleg lyk teenoor ander mense nie. Dan kom jy met verskonings vorendag. En ons het gesien dat sulke verskonings aanvanklik het te doen met een of ander omstandigheid. En in baie gevalle is dit mense wat al lank soek na 'n verskoning om nie meer eredienste toe te gaan nie. En dan is daar een of ander negatiewe ding wat gebeur en ek sê vir myself, hier's my verskoning. Hier is wat ek nou kan vir mense sê, hoekom ek nie kerk toe gaan nie. Dit is dan aanvanklik die rede. En dan mettertyd, soos omstandighede dan verander, daai negatiewe omstandighede verdwyn of dit verander, of mense kan later nie meer vir my sê, maar as jy nie gewoond daaraan nie, dan begin mense besef, maar ek moet 'n nuwe verskoning kry. En dan soek jy na 'n nuwe verskoning, wat gaan ek nou sê oor hoekom ek nie meer eredienste toe gaan nie? En daai verskoning se karakter verander. Dis wat ons as dominees ontdek. Dan wys mense nie meer in 'n verskoning as ek vir die persoon sê, hoekom gaan jy nie kerk toe nie? Dan is dit nie meer daai ding en daai ding nie, dan sit iets anders, 'n meer permanent, ek noem dit 'n permanente rede. En daai redes, as ons almal van hulle saamgooi en ons begin bietjie kyk na hulle, kan ons in 2 groepe indeel as ware. Daai rede gaan of oor een of ander filosofie, 'n lewensuitkyk, of dit gaan oor 'n verdraaide Bybelvers wat dan vir my die reg gee om nie meer kerk toe te gaan nie. Kom ek gee vir 'n voorbeeld. 'n Filosofiese rede hoekom ek nie kerk toe gaan nie. Die nuutste een wat ek gehoor het is, ek gaan nie na Kersfeesdienste toe nie, want dit het heidens ontstaan. Dit het nie 'n Christelike ontstaan gehad nie. En daai persoon is heeltemal reg. Kersfeesdienste het nie ontstaan as gevolg van 'n Christelike agtergrond nie. Dit was 'n heidense ontstaan daar agter, ek het al gepreek daaroor. Maar wat is die waarheid? Sien, dit is die filosofie as rede, maar dis altyd nie die waarheid nie. Ek sal uitkom by die meganisme. Hoe werk dit? Hoe kom hierdie persone aan daai redes wat ons nooit van hoor totdat ons by iemand anders dit hoor? So, die waarheid is ja, Kersfeesdiens het 'n ongristelike ontstaan gehad, maar dit is al baie jare en jare gelede deur Christene verchristelik, gekersten, 'n Christelike boodskap gegee, 'n Christelike motief,
'n Christelike bedoeling. En dit is, ons gaan Kersfeesdiens toe, want ons vier op Kersdag Jesus se menswording. So wil jy nou vir my sê, jy kom nie kerk toe, omdat jy Jesus se menswording wil vier nie. Jy sien, dis die skuld boodskap wat die Heilige Gees by daai persoon uitbring. Partykeer deur ander mense. So werk die Here. Maar ons hou vas aan 'n leunfilosofie. Die ander rede is mense quoteer Bybelverse, hierdie ontroue Christene haal vir jou 'n Bybelvers of Bybelverse aan oor hoekom hulle nie hoef kerk toe gaan nie, glad nie hoef kerk toe te gaan nie. En terwille van ons aanlyn luisteraars, herhaal ek die voorbeeld van die man wat baie gedink het hy's baie smart toe hy gesê het, die Bybel sê waar 2 of meer in my naam vergader, daar is ek. Ons hou op 'n Sondag as familie by die huis erediens. Ons hoef nie kerk toe te gaan nie, want die Bybel sê ons hoef nie. Die goue reël, my broer en suster, van Bybel verstaan, is 'n reël wat ons elke dag gebruik. Wat mense oral sê, ooit vir my sê, verstaan ek altyd in die konteks van hoekom hulle dit sê. Ons kan nie daar sonder nie. Die oomblik as iemand vir my iets sê, dan verstaan ek dit by die konteks van hoekom daai persoon vir my sê. En dis presies dieselfde met die Bybel. Staan dit in die Bybel, daar waar 2 of meer in my naam vergader, daar is ek? Ja, dit staan in die Bybel. Ons kry dit in Matteus 18. Maar die konteks is totale al iets anders. Daardie versie volg na ons lees in Matteus 18 van die Here se instruksies vir gemeente om lidmate wat hulle rug gedraai het op die Christelike lewenswyse, nie meer kerk toe kom nie, saam bly ensovoorts. Wanneer ons dan vir hulle tugtig as gemeente, dan kry jy die versie waar julle as gemeente dan in hierdie tugtigingssaak 2 of meer is, daar is ek by julle. Kan jy verstaan? Dan is dit die Here wat sê, ek vertrou julle hantering van 'n dissiplinesaak. Ek is met julle wanneer julle besluit om te dissiplineer, want dit is 'n onaangename ding. Dis die onaangenaamste ding wat jy kan doen teenoor 'n lidmaat. Daarom het ons as gemeente of ons as kerkraad wat moet besluit oor dissipline, het ons die Here so nodig. En hoe wonderlik dit is vir ons om elke slag vir ons herinner, wanneer ons dan daar besig is met daai dissiplinesaak, daar is die Here by ons. Goed, niks te doen met erediens bywoning nie. Maar nou kan dieselfde persoon vir my vra, Dominee, maar waar sê die Bybel, jy moet kerk toe gaan? En die Bybel sê ons moet kerk toe gaan. Dis 'n opdrag. Kry dit in Hebreërs 10 vers 25 waar Paulus skryf, moenie die samekoms van die gelowiges verwaarloos nie. Samekoms, dis nommer 1 samekoms. Hulle samekomste. As ons saamkom vir 'n bazaar, moet jy daar wees. Jy moet ook nie daai samekomste verwaarloos. Gebedsbyeenkomste, moenie dit verwaarloos nie. Al die samekomsaktiwiteite van 'n erediens van 'n gemeente, broers en susters, dit word daardeur gedek. Maar nou kry ons 'n verdere progressie. Met ander woorde, dit begin by verskonings, dan is dit permanente verskonings. Ek hoef nooit weer kerk toe gaan nie, want dit is nooit nodig nie. Dan kom ons uit by nog 'n fase. Broers en susters, 'n mens, ek het dit gesê, ek sê dit weer, 'n mens staan nooit in jou lewe stil nie. Ek bedoel in terme van wie jy is nie. Ons dit voel so, dit is dieselfde plek. Dit is dieselfde maandag. Dit is dieselfde werk. Dit is dieselfde roetine. Dit is dieselfde alles. En dan dink 'n mens nie aan jouself in terme van dat jy verander nie, want ek hou nog steeds van dieselfde kos, ek hou nog steeds nie van daai kos nie, ek hou nog steeds van daai musiek en nie van daai musiek nie. So 'n mens se bewuswording van jouself as 'n veranderende wese is nie baie goed nie. Maar ons verander. Baie keer is dit subtiel, jy dink oor iets so, en dis 10 jaar gelede, en skielik is dieselfde onderwerp, en skielik kom jy agter, griet. Nou dink ek heeltemal anders. Hoe het ek daaraan gekom? Verandering. En dis die eintlike slegte nuus van wat agter die kap van die byl van mense se woorde
van verskonings is? Wat gebeur as hulle uitgelos word? Wat gebeur as dit aanhou? Hierdie ontrouheid hou aan. Dan vind daar verandering plaas in daardie mense se lewens. En dis verandering wat jy nie sommer sien nie. Dis nie dat hierdie persoon skielik nog altyd bruin hare gehad het en nou dit pink nie. Dis nie so iets nie. Dis baie dieselfde, maar die probleem is, dit wat ek is, dit wat alle mense is, sit binnekant my. Dis my gedagtes, my drome, my motiewe, my voorkeure, my afkeure. Jy sien dit nie aan my klere nie, jy sien dit aan my skoene nie. Dis nie uiterlik nie. En so hierdie ontroue Christene, my broer en suster, as jy hulle raakloop, dit kan 5 jaar wees nadat hulle kerk toe gaan het. Lyk dit en jy gesels met hulle in presies dieselfde persoon, sy gaan net nie 5 jaar lank kerk toe nie. Nee. Nee. En die Bybel maak dit vir ons oop, dat ons kan sien wat mense nie raak sien nie. En ek moet dit sien, want daardeur help dit my oor hoe ek teenoor mense optree, wat verwag ek van hulle, wat verwag ek nie van hulle nie. Ek het nou in die laaste 2 jaar, het ek 2 keer te doen gehad met mense buite ons lidmaatskring. En elke slag is dit negatief. Elke slag moet ek vir mense sê, meneer, mevrou, jy's maak mos nie so nie, dis mos nie goeie maniere nie. Ek gaan myself vooruit. Kom agter die kap van die Bybel. As jy begin nie kerk toe gaan nie, dan werk die Here jou gal. Die Heilige Gees, jy gaan die woord verpes gebruik. Die Heilige Gees hou aan om vir jou te sê, kerk toe gaan, jy moet kerk toe gaan. Jy moet doen wat reg is, moenie doen wat verkeerd is nie. Onthou jy het beloof, hou die Here aan pleit. Gaan, doen dit, gaan, doen dit. Daarom hoef jy nooit met 'n persoon wat nie kerk toe gaan te praat nie. Die Heilige Gees praat. Maak seker jy bid vir daai persoon. Maak seker jy bid, Here, moenie ophou om hierdie persoon aan te hou met die Gees by die persoon nie. Asseblief, ek bid vir die persoon se behoud. Dis ernstig, my broer en suster. Daar gaan baie goeie mense reguit in die hel instap. Die Here probeer hulle terugbring. Maar wanneer hulle aanhou, dan tree verandering in. Hulle is besig, sonder dat baie keer van hulle dit besef, om te skuif vanuit die domein, die area van die Here, sy beheer, sy liefde, sy goedheid, sy alles, oor te skuif na die domein van my sondige natuur. Nou is ek oorgelaat net aan myself. En daai domein of area van my sondige natuur wat beheer oefen, word geënergeer deur die duiwel. Hy gee my die energie. Word wakker op Sondag van die kerk toe gaan nie. Die duiwel is die een wat sê, slaap man, jy het nou so hard gewerk hierdie week. Wat sal dit nou maak as jy hierdie een keer oorslaan of wat ek al. Dis tipies die woorde, die werk van die duiwel. Hy kom in by waar my versoeking swakhede lê en daar doen hy sy skade aan. Ons gaan stil staan by een enkele Bybelvers, 1 Timoteus 4 vers 1 tot 2, maar die Gees, dis die Heilige Gees, sê uitdruklik dat in die laaste dae sommige mense van die geloof afvallig sal word. Dis hoe ons besef, ons is in die laaste dae. Nog nooit in die geskiedenis van die Christendom nie, my broer en suster, was daar so 'n geweldige afdaling in die omvang van Christene. Christene by hulle miljoene gaan nooit meer kerk toe nie. Lidmate by hulle miljoene in ons land en Sosee gaan nooit meer kerk toe nie. Dis wat die Bybel noem as die groot afval, die groot wegval. Daardeur weet ons is in die eindtyd. Die tyd wat Jesus naby kom, is baie nader as enige tyd van tevore. 50 jaar gelede sou mense dit nie kon droom nie. 50 jaar gelede was kerke vol, al die kerke was vol. Dit was so Christelik in ons land, ek het al genoem, ek noem dit weer, dat jy kon nie 'n werk kry as jy nie by jou nuwe werkgewer aankom met 'n
getuieskrif van die predikant nie. Al wat 'n werk was. 50 jaar gelede. Waar is ons vandag? Kan u sien die geweldige verandering en hoe ons dan onsself kan plaas? Dis belangrik dat ons self kan plaas. Daar's 'n baie groter dringendheid vandag op Christene omdat die tyd so kort is. Mense van hulle geloof afvallig sal word omdat dis die reël, die rede is omdat hulle ophou met dwaalgeeste en leringe van demone. Hulle word beïnvloed deur die skynheiligheid van leuenaars wie se gewete toegeskroei is. Baie goeie in een van die Bybelse prentjies van die eindtyd, my broers en susters, die tyd net voor Jesus weer terugkom en die oordeel, die laaste oordeel sal plaasvind. Sommige mense van die geloof afvallig word. Dis al die geval jare lank in die wêreld, wêreldwyd. Dis so erg, my broers en susters, dat lande soos byvoorbeeld Frankryk, Brittanje, in daardie lande is daar so groot afvalligheid dat soos daai lande oorspronklik in die 18de, 17de, 19de eeu die lande was waar uitsendelinge uitgekom het na Afrika en Asië, is dit lande wat nou sendelinge benodig, want die kerke is leeg. Hulle het nou nodig dat mense uit ander lande na daardie lande toe gaan waar uitsendelinge gekom het om die woord van God te versprei. Geweldige aantal kerklidmate wat heeltemal afvallig geword het en baie gemeentes, veral die groot gemeentes. My praktiese jaar, 7de jaar, ek dink is nou die 6de jaar, is ons as dominees heel jaar in 'n gemeente. Dan moet ons 16 verskriklike werkstukke doen. Elke werkstuk gaan oor 'n area van die bediening, wat jy dan gaan prakties ondervinding opdoen, en dan skryf jy 'n werkstuk. En daai gemeente was 'n reuse gemeente, oor die 5000 lidmate. Op 'n Sondag was daar 600 mense in die kerk. Dan voel jy goed, ons kerk is vol, ons het 2 eredienste, ons het 2,5 erediens, wat ek al, maar wat 'n persentasie van jou lidmate is in die kerk? Wat ek wil maak in baie gemeentes, insluitende daai een, is daar baie meer ontroue lidmate vandag as getroue lidmate. Omdat hulle ophou met dwaalgeeste en leringe van demone. Wat is 'n dwaalgees? Die Bybel verkondig ons, sê vir ons, daar is bose geeste in die lug. Wat 'n lug? Hier is al die lug. Jy kan hom nie sien nie, want dit is 'n gees. Oral is daar bose geeste. Dit staan bekend as bose geeste. 'n ander naam vir hulle is demone, is dieselfde ding. Dis Satan se werkers. Net soos die Heilige Gees die Here se werker is dit die Satan se werkers. En hierdie dwaalgeeste, hoekom dwaal? Wat is dwaal? Dwaal is om af te gaan. Ek dwaal af, soos 'n skapie wat afdwaal van die kudde. So dwaalgeeste is dwaalleringe, goed om mense van die kerk af weg te kry. Maar anderswoorde, leuns. Hulle vervaardig leuns, hulle bedrieg mense. Ek het vir die goeie voorbeelde genoem. Die bedrieging van waar 2 of meer in my naam bymekaar is, daar is ek. Wie het dit vir daai persoon gesê? Die duiwel se werker. 'n Demoon. En my broers, dit is nie nuus nie. Dit gebeur al amper 2000 jaar. Oor en oor, dwars deur die geskiedenis van die kerk, kom die duiwel deur sy werkers en in 1 of 2 of 3 dominees, wat nie die Here se dominees is nie, soos vandag daar baie dominees is, wat nie die Here se werkers is nie. En dan vertel hy vir hulle stories. Dwaalleringe, moet dit nie so verstaan nie, verstaan dit so. Om jou weg te kry van die waarheid, kom jy by 'n leuen uit. En dan glo daai mense dit, want hulle lewe is 'n lewe van leuns. Dwaalgeeste en leringe van demone. Hulle leer vir mense dit wat jy kry in Facebook, die verdraaiing van Bybelverse, filosofie wat vir jou sê jy hoef nie 'n Christen te wees of wat ek al nie. Al dit kom nie van mense af nie. Dit kom van demone af.
Dis die leringe van demone. Ons het baie van hulle in die NG Kerk se leierskap, my broer en susters. Baie van hulle. Geef hier nog 'n voorbeeld. 'n Artikel in die handboek vir kategese vir ons finale jaargroep. 'n Artikel in daardie handboek oor homoseksualiteit. Wat vir jou sê, ag sies tog, hulle is verwerpte mense. Luister mooi, die wetenskap sê vir ons kan nie sê hulle is verantwoordelik daarvoor nie. En dan kom die persoon met 'n klomp verskonings oor hoekom ons nie die Bybel hoef te glo nie. En as jy wil gaan studeer vir 'n dominee, dan kom jy uit by 'n professor wat van jou gaan sê, broers, ons glo nie meer dit nie. Dit is 'n tydera wat verby is. Mense het daai tyd so geglo. Vandag is die moderne tyd, ons glo nie meer so. Dit is leringe van demone. Maar hoe kom jy uit daarby? Die beste kom nog. So my broers, hierdie goed wat vandag in so verskriklike mate vermenigvuldig word deur die sosiale media, kom by mense uit. Hoekom kom dit nie by ons uit nie? Hoekom hoor ek net altyd van sulke goed? By ander mense in die nuus wat ek al. Omdat die Here demone van ons af weghou. Hy hou hulle van ons af weg. En as die duiwel by my uitkom deur iemand anders se opinie, dan sê die Heilige Gees dadelik vir my, ek kry dit elke jaar. Dan kom ons finale jaar katekesante kom hulle by Potch uit of Kaapstad of Bloemfontein. Nie lank nie. Dominee. Ek is nou by hierdie gemeente. En dit gebeur hierson. Ek verstaan nie hoekom nie, maar ek voel net nie heeltemal tuis hier nie. Dis net vir my sleg om hier te wees. En as hulle my sê wat daar aangaan, dan weet ek onmiddellik, dan skryf ek vir hulle terug Facebook. Dan sê ek vir hulle dit en dit. Dis teen die Bybel. Dis teen die Bybel. So werk die Heilige Gees, my broers, dat jy hoef nie 'n predikant te wees nie. Hy laat jou net in daai geval verskriklik ongemaklik voel. Jy weet nie eers nie hoekom nie. En dan sê ek vir hulle, gaan uit, moenie daar bly nie. Hou aan, gaan al die kerke toe, iewers gaan die Here vir jou sê, en dis nie lank nie, dan sê hy, dominee, ek het so gemaak in Wraggies, ek is nou by die gemeente en ek is baie gelukkig hier. En hulle leer dit, en dan vra ek, wat leer hulle? Wat gebeur daar? En dan is dit 'n tradisionele gemeente wat hou by die Bybel. En jy sien, dis soos die Here werk. Demone in ander mense, wat ander mense se lewens vol leuns pomp, wat hulle aanvaar, wat hulle van hou. Jy sien, dis nog 'n ding, as jy wegdryf van die erediens af, dan word jou verskonings 'n verandering van jou karakter, en daai verandering is boos. Ek haas my. Die Here ons weg van daardie veldbrande. Ontroue Christene se vasberade weiering om te doen wat die Here verwag, veroorsaak dat hulle gedrag verander. Hulle raak al hoe meer bestand teen die wil van die Here. Al hoe meer ongehoorsaamheid. Die eie ek neem al hoe meer oor. Daarmee saam my sondige natuur neem al hoe meer oor in my lewe. En dan vers 2. Hulle word beïnvloed, Facebook, deur die skynheiligheid van leuenaars wie se gewete toegeskroei is. As jy van die kerk af wegstap, stap jy weg van die Bybel af. Stap jy weg van die Bybelse boodskap af. Stap jy weg van die waarheid wat jy gedurig hoor. Wat dan gebeur is as jy yster vat op jou vel. Toets dit. Sit jou yster aan en net as jy begin warm word, dan maak jy so. Voel niks nie. En dan wag jy 'n dag of 2, doen jy dit weer. Bietjie warmer. Voel bietjie warmer, hou aan. As jy daarmee aanhou, gaan daai vel wat jy met jou yster so behandel, al hoe minder gevoelig raak. En dis wat gebeur met 'n mens binnekant. Jou gewete raak al hoe minder gevoelig. Dieselfde gewete wat jou sou stop 2-3 jaar gelede, gaan net by die een oor as het ware in en by die ander oor uit. Jy weet net as dit gaan. Want jy weier, jy raak toegeskroei. Skynheiligheid van leuenaars. Met ander woorde, mense wat leuen
Leuens vertel is skynheilig. Die Bybel waarsku ons, die Satan vertoon homself as 'n engel van die lig. Hy kom as 'n wolf in skaapsklere. Die oomblik as ek by hierdie mense uitkom, my broer en suster, ek hoef net vir hulle gesê het goeiemôre. Ek het hierdie week weer een raak geloop. Dominee, hoe gaan dit? Nee, baie goed. Hey, alles klink so nice en alles gaan so goed. Maar kyk na jou en ek weet presies waar jy is. Ek weet as ek net so 'n bietjie gaan steek met jou. Wat dink jy van homoseksualiteit? Wat dink jy daarvan as mense nooit by 'n kerkdiens uitkom? Dan kom al daai vieslikheid na vore. Jy sien, waar ek ophoop deur die Here se genade, dit wat goed is in my lewe. Daar's 'n soort van 'n groot deposito in my lewe wat ek by die kerk elke dag aanvul. En die Here hou dit in stand deur die werk van die Gees. Verdwyn en syfer deur en dit word vervang deur die vieslikheid van mense se sondes wat hulle vertroetel en verwelkom. Toegesgroei, as jy gedurig, dan word jou gewete verkrag, al hoe minder aktief. Jy word wat ons noem gewetenloos. Jou gewete kan praat, want dis dan nie gewete nie, dan is die Heilige Gees. Moenie steel nie, regeringsamptenaar, jy mag nie steel nie, regeringsamptenaar, jy gaan hel toe as jy aanhou steel, regeringsamptenaar. Dit vat nie aan jou nie, jy raak gevoelloos, jy raak gewetenloos. Die Heilige Gees is nog steeds daar, my broer en suster, maar die gewete werk nie meer nie. Ek sluit af. Dan die progressie van verskonings, veranderende gedrag word nou in totale oorname deur jou sondige natuur. Dan doen jy wat almal doen, wat nie hier is nie, wat nie hier is nie. Jy doen wat jy wil wanneer jy doen. Dan raak jy 'n lae wese wat optree volgens dit wat ek wil hê en dit wat ek my behoefte het. As ek wil steel ek. As ek wil eet ek. As ek wil dit doen ek. Daar's nie reëls en regulasies wat sê moenie, moet nie. Dit verval heeltemal. Dan neem die versoekings van die natuur oor. Daardie versoekings word dan is onder beheer van die duiwel wat my dan aanval waar ek kwesbaar is. Dis hoekom hy met daai mense mors. Dis hoekom hy mense so agteruitgang. Hulle lewe word al voller van die vieslikheid wat jy deesdae op die sosiale media kry. Ek het nou ruk gelede te doen gehad met 'n vrou wat haar huwelik so verwoes het. Man huis toe gaan en sit sy op Facebook en sy gaan by al die verkeerde plekke. En soos 'n vark kos vreet sy en dit wat jy invat, trash in, trash out, verander jou as mens. Toe sy allerhande goed raak gesien skielik aan haar man se lewe wat nooit daar is nie. Verstaan nie wat hy doen nie. Dit wat hy doen wat altyd sy verstaan het van dit is wat dit is, wat hy gedoen het is bedoel as wat hy gedoen het. Nou is dit nie meer dit nie, agterdog. Die Satan vul haar met agterdog. Want sy lees heeldag oor mense se agterdog en mense se mislukte lewens. Nou is sy bang dat haar lewe gaan misluk. En die Satan sê vir haar, ja, hy's agterdogtig, hy doen dit of hy doen dit. En dan gebruik die Satan insidente om die verkeerde boodskap oor te dra. 'n Huwelik verwoes. Ek sluit af. Ontroue Christene versink dan in 'n moeras van goddeloosheid. Alles hier binne, mooi toegemaak agter 'n fatsoenlike gesiggie en 'n mooi rokkie en 'n mooi klere. Jy sal nooit sê wat in mense omgaan. So 'n voormalige Christen se gedagtegang dan gekenmerk deur boosheid, bose voornemens, bose standaarde, bose motiewe. So 'n persoon word uit en uit 'n tweegesig, daaruit uit om net homself of haarself te bevoordeel in alle situasies te alle tye.
Hulle standvastige ontrouheid bring mee dat hulle sondige natuur al hoe meer die oorhand kry, tot hulle heeltemal oorgeskuif het in die beheer in die arena van hulle sondige natuur. Dan verwoes hulle huwelike, want dit is net ek. Hulle verwoes werkplekke, want die Satan pomp hulle vol leuns. Hulle interpretasies is boos, want die Satan gee vir hulle dit. Hy voer hulle met alles wat boos is. Dan skuif jy weg uit die area, die beheer van die Here, onder die beheer uiteindelik van die duiwel. Amen. Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U woord vir ons oopmaak, dat ons kan sien, dat ons kan verstaan wat gebeur met mense. As ons weet wat hulle gebeur of aan die gebeur is, kan ons vir hulle bid. Dan weet ons wat om te verwag van hulle. Dan weet ons hoe om op te tree teenoor hulle. Ons moet 'n teewig wees vir dit wat die duiwel in hulle aan die gang nie is en wat ons nie sien nie. Maar hy's daar en hy werk, want hulle het die deur oopgemaak vir hom. Here, en daar is soveel van hulle. Daar is soveel van hulle. Dis altyd goed om die perspektief te hê, Here, maar wanneer ons daai perspektief het, dan is dit moeilik om nie negatief te wees nie. Wanneer ons sien die werklike aard en toestand van die wêreld daar buite. Alles weggesteek agter fatsoenlike voorkomste. Die regte woorde, maar agter daai woorde, in die stilheid van daai persoon se gedagte en emosies, woed en wroeg. En is dit net die een na die ander boosheid wat op boosheid en op boosheid volg. Ons bid vir hulle, Here. Ons bid vir hulle. Ons bid dat U vir hulle sal red. Hoekom sal ons verbly in die vernietiging van 'n mens se lewe wat eendag sal eindig uit ewige oordeel? Ons bid vir hulle in Jesus se naam. Amen.